Baie welkom by sessie 2 van module 2. In hierdie sessie wil ons bietjie gesels oor hoe sien God my? Hoe kyk God na my? Want ek dink dit is geweldig belangrik vir ons reis van disippelskap, om te verstaan wie ons werklik is in God se oë. Het kan so maklik gebeur dat mense in die kerk sit en as gevolg van hoe daar gepreek word of wat daar gesê word, net voel dat jy nie heeltemal die paal haal nie, dat jy nie aan al die standaarde voldoen nie, of dat jy nie betrokke genoeg is nie, wat dit ook al mag wees. Maar wat sê die skrif vir ons? Want ek glo die waarheid maak vry, en as jy die waarheid regtig leer ken, laat dit jou nie skuldig voel omdat jy onbetrokke is, of dat jou skuldig voel omdat jy nie genoeg doen nie. Dit maak jou vry om te ontdek wie jy regtig is, en dit maak jou opgewonde oor God. Dit skep in jou daardie verwagting of afwagting, die opwinding om God beter te leer ken, meer intiem te leer ken, te ontdek wie hy regtig is en wie jy regtig is. En as dit gebeur, dan verander baie dinge in jou lewe. So kom ons kyk bietjie wat sê die woord regtig oor ons. En ek wil hê ons moet begin by Efesiërs, waar Paulus op 'n aangrypende wyse vertel hoe God ons sien en hoe hy met ons werk. Hy begin in Efesiërs 1 vers 4 deur te sê, God het ons voor die grondlegging van die wêreld al uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Nou die begrippe hier voor die grondlegging van die wêreld beteken nie eeue gelede voordat die skepping ontstaan het nie. Dis maar die taal wat Paulus gebruik, dis hoe hulle dit verstaan het. Maar dit gaan hier eintlik daaroor dat God dit nog altyd wou. Dit was in die ewigheid, in die ewige raad van God. Was dit nog altyd sy bedoeling vir my en vir jou, dat ons in Christus uitverkies sal word, om heilig is afgesonder, en onberispelik voor hom te kan leef. Nou die vraag is dan, maar hoe kan ons dan, wat so sondig is, heilig en onberispelik wees? En dan gaan Paulus verder om te vertel wat God alles gedoen het om dit vir ons moontlik te maak. Hy sê dan verder, God het uit die rykdom van sy genade al ons oortredinge vergewe, en hy het van ons erfgename van God gemaak. En verder het hy ons nog verseël met die Heilige Gees wat aan ons geskenk is. Nou hierdie is sulke groot begrippe dat jy dit nie werklik kan inneem en werklik die impak daarvan kan beleef as jy dit maar net sommer vinnig lees nie. Jy moet gaan sit en dink, wat sê dit vir jou? Dat jy uit die grootsheid van sy genade totaal en al vergewe is. Paulus sê dit in verskillende van sy briewe. Ek gebruik nou maar hierdie Efesiërs, maar in Kolossense praat hy ook aangrypend daaroor, dat God ook die aanklag teen jou, teen die kruis vasgespijker het en totaal en al tot niet gemaak het. Daar is nie meer aanklagte teen jou nie. Jy is vrygemaak, jy is vergewe. En sê in Kolossense dat ons nou die volheid van God in ons kom woon het. Dis ons erfenis, dit waarvan ons erfgename is. Nie van die hemel nie, van die inwonende God wat in ons kom woning maak. Die ewige wat aan ons dan sy lewe gee, wat 'n ewige lewe is. En dan sê Paulus dat dit sy bedoeling was om alles in die hemel en alles op die aarde onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. God red, hy vergewe, hy versoen, hy bring alles terug na daar waar dit hoort, dat ons weer die volkomenheid van God kan leer ken. En dan Paulus besef natuurlik dat dit vir mense verskriklik moeilik is om die volle impak hiervan te verstaan. Daarom bid hy hierso, in Efesiërs 1 vers 18 tot 19, bid hy dat God tog net sy lesers se oë sal oopmaak, sodat hulle kan sien watter ontsaglike groot rykdom in die diepte, in die breedte, in die wydheid van God se liefde, net sal kan raak sien. Want hy weet, dit is op die ouend wat hulle lewens gaan verander, nie skuldgevoelens nie. Nou is die vraag natuurlik, waarom beleef so min mense dan hierdie verandering en vernuwing? En ek dink, dis nou juist hier waar die selfies wat ons in module 1 van gepraat het, so 'n groot rol speel. Wat baie van ons nog rondloop met hierdie innerlike selfies, waar ons voel ons is minderwaardig, ons is 'n mislukking, ek is verwerp, of wat dit ook al mag wees. En dit kom alles op grond daarvan dat ons volgens sekere standaarde probeer leef,
'n sekere ideale self het waarvolgens ons wil leef en iets probeer wees en onsself met ander vergelyk. En dis alles dinge waarvan God ons wil vrymaak. Daar is nie iets wat jy moet bereik, 'n sekere standaard, 'n sekere mate van sukses ook in die geloofslewe, of om jouself met ander te vergelyk om te kyk of jy daarom ook min of meer aan dieselfde standaarde as hulle voldoen, en dieselfde betrokkenheid het, of dieselfde manier van getuig, of wat ook al dit mag wees nie. Daardie goed gaan jou altyd net laat voel, jy kom nie daarby uit nie, jy's nie goed genoeg nie. So dit is maar goed om gereeld weer terug te gaan na daai sessie 18 in module 1, en weer te gaan kyk na daai selfies, en weer te gaan dink daaroor. Watter van hulle ervaar jy nog as nog iets wat hier binne jou leef, dat jy nog so voel oor jouself, sodat jy dit na God toe kan bring, kan stil word daaroor, en kan kans gee dat jy vrygemaak kan word daarvan. En dan altyd weer terug te keer na, wat is nou die waarheid rondom myself? Wat moet ek hoor? En dan hierdie gedeeltes, soos nou hier in Efesiërs en in Kolossense, werklik daarmee te gaan stil word en te oordink. Wat sê dit vir my? As God dan in sy volheid in my kom woning maak het. Kyk, hy sê, die volheid van die Godheid was in Christus liggaamlik teenwoordig. Nou het jy al bietjie nagedink oor wat die volheid van Godheid kan beteken, kan omvat. My verstand kan nie daarby uitkom nie. Die grootsheid van God is net totaal en al te veel vir ons klein verstandjies om te verstaan. Dit gaan ons ver te bowe. Ek meen, jy kan maar net na die skepping kyk. Wat ons vandag weet, ons is maar hier 'n ou klein spikkeltjie iewers in die groot heelal. Daar is soveel meer as wat ons kan sien. Dis die makrowêreld. En in die mikrowêreld gaan dit net so ver kleiner wat ons ook nie kan sien nie. Wat God op 'n fantastiese manier geskep het, wat interaktief leef, die verhoudinge, hoe dit saamwerk, hoe dit bestaan. Ek meen, ons sien vandag sterre wat miljoene ligjare van ons verwyder is. Nou, besef jy dat dit so is, as hulle miljoene ligjare van ons af is, dan beteken dit die oomblik as jy daai ster sien, is daar ook die moontlikheid dat hy al vir 1 miljoen of wat jaar nie eers meer bestaan nie. Dat hy glad nie meer daar is nie. Want dit het soveel miljoen jaar geneem vir daai lig om hier uit te kom. So ons weet nie wat nou daar gebeur, en of hy nou bestaan, en of hy nog enigstens daar is nie. So dit is net te groot vir ons verstand. En hierdie God, met al sy wysheid, al sy insig, al sy liefde, al sy genade, kom maak woning binne my. Hoekom? Omdat hy my lief het, omdat hy homself met my wil deel, omdat hy wil vrymaak van onnodige laste, sodat ek kan ontdek wat dit beteken om sy verteenwoordiger te wees. Wat my ware identiteit is, en dis 'n goeie oefening om te gaan kyk in die Bybel. Nou, ek het hier op grond van 'n lys wat Neil Anderson saamgestel het, 'n klompie verse aangehaal, wat alles sê wie ek is as kind van God. Ek wil voorstel dat jy goed gaan stil word daarmee, gaan kyk daarna, lees dit, lees elkeen van daai verse, en oordink dit, en vra vir jouself, wat sê God van my? Wat sê dit van my identiteit? Wie is ek regtig? En ek wil voorstel dat jy dan, soos jy deur die lys gaan, merk die wat vir jou die meeste aanspreek, wat miskien vir jou die grootste verrassing is, dit wat vir jou regtig 'n ontdekking is, en staan bietjie langer daarby stil. En as jy klaar met die lys is, sê vir die Here dankie daarvoor. En jy weet, hierdie lys van Anderson is nou maar skaars bietjie meer as 'n bladsy of 'n bladsy lank. Ek het op 'n ander plek so 'n lys teëgekom wat 4-5 bladsye lank is. Daar is so baie wat die skrif vir ons sê, van wie ons werklik is in Christus Jesus, wie ons in God se oë is. En dit is op die ouend die waarheid wat vrymaak. Want as jy dit begin glo, begin omhels en begin verstaan, en vanuit daai identiteit en verhouding begin leef, dan val hierdie ander druk op jou weg. Dan het jy nie meer 'n behoefte om jouself aan mense te bewys nie. Daar's nie meer 'n behoefte om te presteer, selfs in jou manier van
betrokkenheid in die kerk nie. Daar's nie meer enigsins 'n behoefte om jouself met ander te vergelyk nie. Daar's dan net die begeerte om te hoor. Wat sê hierdie God wat in my woon vir my? Waartoe nooi hy my uit? Waarmee is hy in my lewe besig? Wat is daar wat ek kan ontdek? Jy weet, om hom te leer ken, is absolute avontuur, want dit gaan nooit ophou nie. Daar's net te veel om te leer ken. En dit is 'n ontdekking al meer en meer van wie ek in hom is, wie hy is. En ek loop dan 'n pad waar iets van sy kreatiwiteit en sy grootsheid net al hoe meer vir my oopgaan en deel van my lewe word. Wat kan 'n meer sinvolle manier van lewe wees? Baie dankie dat jy weer saam geluister het.